Is dit regtig so? Goeienaand. 'n Mens wil met huiwering vra, is die lewe van die gelowige regtig so eenvoudig soos Psalm 121 dit skets? Is daar nie ook 'n werklikheid wat teen die beloftes van Psalm 121 skreeu nie? Daar is tog ook 'n psalmdigter wat in Psalm 13 vra, hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Daar kom tog nagte waar diewe inbreek en steel. Daar kom nog 'n dag waar my voet struikel en val. Siektes en onheil tref tog steeds die pelgrim op sy lewenspad. Het die Here tog nie wel aan die slaap geraak toe die onheil my getref het nie? Het my skaduwee my nie tog verlaat die dag toe ek met kanker gediagnoseer is en alles om my in duie gestort het nie? En wat van Psalm 121 se bewaring van my alles, altyd en orals? Wat daarvan die dag as ek gaan sterf? So 'n paar perspektiewe op hierdie vraagtekens, sonder om eers voor te gee dat ek hoegenaamd alles verstaan of antwoorde op die vrae het. Onthou dat ons in nederigheid hierdie vraag aan Psalm 121 vra. Ek verstaan tog nooit alles nie. Ek hoef die Here en sy beloftes ook nie te probeer verdedig nie. Niemand van ons kan die Here deurgrond nie. Onthou dat ons in die psalm met poëtiese stof te maak het. Dis 'n psalm, dit besing die Here se bewaring in absolute terme. Soos wat iemand byvoorbeeld in absolute terme sy vrou of sy meisie se skoonheid, sy wysheid beskryf. Op 'n manier is die meisie vir hom die mooiste en die slimste. En op 'n manier is sy regtig nie die mooiste en die slimste nie. Onthou verder om die begrip bewaarder nie te eng te verstaan, soos wat dit maklik in die vertaling van beskermer kan gebeur nie. Dan versmal ek die psalm asof die Here een of ander beskermingsdiens is, wat uitsluitlik daar is om die lewe vir my so lank, so gerieflik, so gemaklik as moontlik te maak. Onthou ook dat die Here se waarde vir die mens nooit tot hierdie aardse en liggaamlike lewe op aarde beperk is. Hieroor sê Paulus, as jy dit glo, dan is jy die bejammerendste, waardigste van alle mense. Dit gaan oor baie meer as net hierdie aardse lewe. Onthou ook dat Psalm 121 'n belydennispsalm is. En 'n mens se belydenis is genadiglik altyd groter as jou belewenis. Uiteindelik moet ons die vraagteken met 'n uitroepteken vervang. Dit is regtig soos die psalm sê, omdat alles in Jesus Christus vervul is. In sy koms en verlossingswerk kom vraagtekens by uitroeptekens uit. In hom is Psalm 121 volledig vervul. Hy het op 'n pelgrimspad uit die hemel na die aarde gekom. Hy het die pad kom loop, moeg geword, honger geword. Hy het liggaamlik kom struikel. Hy het die bloedige son beleef en moes snags sonder 'n vaste huis rondswerf. Die bose het hom in die nag in Getsemane gevange laat neem en hy het helder oordag in die son aan die kruis gehang waar hy moeg en dors geword het. Hy het aan die kruis is hy deur die bewaarder verlaat en het dit helder oordag toe dit nag geword het aan die kruis gesterf. En dit het hy kom doen ter wille van hulpbehoevende mense, soos wat Psalm 121 van sing. En hy het dit kom doen sodat hy volle medelee met soekende mense kon hê, sodat mense wat hulp soek 'n bewaarder kon kry, 'n Vader in die hemel, uit wie se hand niks en niemand ons kan ruk nie. Hy het dit gedoen sodat mense soos ons, wat deur die dood beheers word, vry kon kom vir die ewige bewaring.
bedags, snags, liggaamlik en geestelik. Hy het daarna opgevaar na die hemel, waar hy steeds aan die regterhand van die Vader vir ons as bewaarder intree, vir ons plek berei en oor alles en almal regeer. Hy het sy Gees gestuur, wat in ons woon, wat ons trooster, ons bewaarder is. Ek sluit af met 'n gedagte dat Psalm 121 sy parallelle vervulling in die Nuwe Testament in Romeine 8 vers 37 tot 39 vind. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Daarom, geliefde gelowige, saam met alle gelowiges wat al die pelgrimspad geloop het, bely, die Here bewaar my alles, oral en altyd. Regtig. Goeienaand.